Hallo luisteraars en welkom by nog 'n aflewering van Oom LD se wêreld. Vandag vertel ons die storie van 'n ou pers koegelenwaaientjie met 3 wiele en 'n Duitse naam, wat eintlik veronderstel was om lankal afgetree te wees, maar wat nou al jare deur Oudefontein se strate klap, 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 en die mense op 'n vreemde manier bymekaar bring. Vandag vertel ou Theo Radkas de Lange wat daai waantjie al 11 keer probeer regmaak het vir ons die verhaal. Oom LD se wêreld. Episode 17. Die koegelenwaaientjie. Soos vertel deur Theo Radkas de Lange. Ek al 40 jaar 'n werktuigkundige hier op Oudefontein. Ek het al baie gesien. Maar toe daai klap, klap, klap geluid daardie oggend deur die hoofstraat gekom het ek my spanner neergesit. Want om die hoek van die ou poskantoor het daar iets aangekom wat lyk soos 'n meganiese muur met blaasprobleme. Pers en met net 3 wiele. Die woorde koekel en wainte in vaar Duitse skrif op die neus. En op die deurpaneel 'n swart gestenselde gesig van 'n streng man met 'n serp en 'n bandana. En agter die stuur, natuurlik, LD. Dis my nuwe koegelenwaaientjie, sê hy toe hy stilhou, of eerder, toe die ding self besluit het om te staak. Van nou af doen ek al my afleweringe in Duitse presisie. Ek het niks gesê nie, ek het net geweet, hierdie ding gaan my probleem word. Die waarheid oor hoe hy dit in die hande gekry het eers later uitgekom. En dan ook net deur Tan Minkie en Tan Katrientjie. Volgens hulle was dit 'n sekere Herr Dietrich von Maelstrom, 'n voormalige klokmaker van Baardskeerdersbos, wat skielik nie meer 'n vervoermiddel gehad het nie. Skuld oor laventelolie, oor 'n onbetaalde bestelling van 84 botteltjies van LD se elixir vir ewigdurende energie. LD het bloot gesê, dis maar 'n saak tussen die Duitser en die noodlot. Hy het my die eerste week al besoek. Ek het onder hom ingekruip, gekyk en nou ja. LD, waar kry 'n mens spares vir hierdie ding? Jy is die werktuigkundige, sê hy. Ek het 'n man in Kaapstad gebel wat oud genoeg is om alles te weet. Hy het gesê koegelenwaaiente het in 1931 bankrot gegaan. Alles is verbrand in 'n fabrieksbrand. Die ding wat voor my gestaan het, was meganies aan die moeë kant. Maar dit het steeds geloop. En volgens LD was die koegelenwaaientjie windbestendig tot 17 km/h, mits die voorwiel nie begin bewe nie. Hy het net een sinvolle rad gehad, vorentoe, met gebed. En plek vir 'n krat, 'n kraai en 'n kan konfyt, mits jy hulle bo op mekaar stapel. Sy eerste amptelike rit was na Tannie Hester se kafee, waar LD probeer het om 6 sakke semmels, 3 blikkies karringmelkpoeier en 'n halwe sak mielies te laai. Toe die waantjie teen die kerk se drempel ophou asemhaal, het hy net uitgespring en gesê,
Dis nie die klats. Hy het ingegee want ek was op pad kerk toe, en ek is mos nou hier. Die waantjie en sy klats was by my, 2 dae later. In die maande wat gevolg het die Koegelin waantjie 'n karakter op sigself geword, hier op Oudefontein. Hy het tydens die jaarlikse skou binne 'n stalletjie ingery en 3 stoetbokke laat uitbreek. Hy het tydens die jong dominee se troue in Truurad gegaan, sonder dat hy een het, reg in die bruidsmotor se agterdeur in. Sy bruid moes met sleepsel en al by die ander kant uitbeur. Ek het elke keer die stukke opgetel, met onderdeure wat ek self gemaak het, want daar was niks anders nie. Die dag van oupa Pikkie se begrafnis het die lijkswaal vasgeval in die modder langs die ou spoorlyn. Iemand het vir LD gaan roep. En so het die Koegelin waantjie uiteindelik met 'n tuisgemaakte sleepstang agteraan per ongeluk die hele begrafnisstoet begelei teen 17 km/h. LD met 'n valhelm op vir respek. Ou dominee Visser het later gesê, dit was die eenvoudigste, eerlikste, laaste reis wat ek nog gesien het. Ek is 'n werktuigkundige. Ek praat nie oor eerlikheid en laaste reise nie. Maar ek het niks gesê nie. Van daardie dag af het die dorp se houding verander. Die Koegelin waantjie was dalk nie mooi nie, of betroubaar nie. Maar het was regverdig, nederig. En as 'n mens om reg ry teen 17 km/h, byna waardig. LD het dit later opgemerk. Karre ry, vragmotors sleep. Maar hierdie Koegelin waantjie klou aan die lewe, nes ek. Kinders het hom geteken in hulle skoolboeke. Tannies het hulle ore beskerm as hulle hom hoor aankom. En ou dominee Visser het stilletjies begin bid, wanneer die enjin op Sondagoggende buite klap, met LD op pad kerk toe. Ek het hom nou al 11 keer reggemaak. Elke keer dink ek, hierdie keer gaan hy bly staan. Maar hy loop nog. En so het ou dominee Visser laasweek een oggend alleen in sy studeerkamer gesit. Sy het preek voor hom op die tafel. Hy het lank na die bladsy gestaar, sonder om te skryf. Die teks was in Romeine 8. Hy het dit weer gelees, stadig. En so kom die Gees ons swakhede te hulp. En dan verder aan, alle dinge werk mee ten goeie vir die wat God lief het. Alle dinge. Hy het by die woorde gebly. Alle dinge. En toe het hy dit gehoor. Ver af eers, dan nader. Daar die bekende klap, 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 deur die oggendstilte. Hy het sy pen neergesit en by die venster gaan staan. Die Koegelin waantjie het verbygestoom, effe skeef, stadig, met LD regop agter die stuur, soos iemand wat presies weet waarheen hy gaan. Al glo niemand anders dit nie. Ou dominee het lank gekyk, nadat die geluid al weggesterf het. Alle dinge. Nie net die mooi dinge nie. Nie net die heel dinge nie. Toe het hy teruggestap na sy tafel, sy pen opgetel en onder sy teks geskryf. Nie vir die gemeente nie, net vir homself. Die Here gebruik maar altyd wat nie heel is nie.
En daarmee is ons by die einde van vandag se episode, vriende. Die ou waantjie vol skete en genade, wat nie mooier of vinniger geword het nie, maar wat vir die dorp gewys het, hoe dinge wat nie heel is nie, tog die regte pad kan vind. Baie dankie dat julle saam geluister het. Dit was Oom LD se wêreld, vriende. Tot volgende keer.